Jy beter hierdie versies vanaand leeskryf. Dit met jou hele jaar hou. 2025, hoe skryf mens dit? 2025. 2 plus 2 plus 5 is? 9. Wat sê die 9de gebod? Jy mag geen valse getuienis gee. Jy mag nie valse getuienis lewe nie. Met ander woorde in Afrikaans sê dit, jy mag nie jok nie. Mag jy 'n jok? 2026 is 2, 2, 6, dit is 10. En die 10de gebod sê, daar is nog covered. Okay. Is jy reg? Psalm 65. Vers 11. Weet, vanaand is almal besig om vir iemand ergens te sê, voorspoedige nuwe jaar, né? Geseënde nuwe jaar, prosperous new year, en al daai dinge. Ons jaar eindig vandag, nou. Die Here gee vir ons 'n psalm in vers 11, wat sê? U kroon die jaar van die goedheid en u voetspore, Nee, help my, want ek is nie daai een. 65. Okay, en het jy Engelse Bybel? Dan is dit vers 12. In die Afrikaanse Bybel is dit vers 11. Nee, is 12 in die Afrikaans. En dit is dit 12 in die Afrikaans, sorry. En 11 in die Engelse Bybel. Okay. Ja, okay. Want die Engelse Bybel se Afrikaans sê 'n Psalm van Dawid, dit is vers 1 gewoonlik. Okay, goed. Dis waar die verwarring is. Okay. U kroon die jaar van die goedheid en u voetspore drup van vettigheid. Waar drup jou voetspore van vettigheid? Dis hierdie Bybel, dis kom ek nie kan volg. Dis die nuwe vertaling. Wat sê jou vertaling? Hy sê, ek is agter met hom. U kroon die jaar met u goeie gawes. Waar u ook gaan, is daar oorvloed. Het ek nie gesê nie, 'n year of overflow. Dis exactly. Amen, amen. Jy kan net van vettigheid drup as jy in vettigheid is. Ja. Nee. As hy choppie vir jou daarin kyk, gaan jy niks drup nie. Jy moet hom in jou mond sit. Jy moet hom kou en segel en die sous so afloop. Dan drup jy van vettigheid. Amen. So as jou voete drup van vettigheid, dan staan jy langs 'n braaivleisvuur, maar daar choppies braai. In ander woorde, dit gaan goed gaan met jou. Is jy met my? Amen. Maar daar's dinge wat ons keer dat dit met ons goed gaan. Kom ek gee vir julle 'n ander vertaling hier sê kom. Ja. What a rich harvest your goodness provides. Wherever you go, there will be plenty. Amen. Wherever you go, there will be plenty. Wherever, en die dinge van voetspore te praat, wherever your footsteps touch the earth, a rich harvest will be gathered. Amen. Is jy met my? Verstaan jy wat sê die versie vir ons? Nie voorspoedige nuwe jaar nie. Nie geseënde nuwe jaar nie. 'n Nuwe jaar wat drup van vettigheid. 10, ons kleinkinders leer die 10 gebooie so 9 is jy mag nie jok vir jou ouers nie. Jy mag nie jok nie, punt. 10 sê hulle, jy mag nie jaloers wees nie. Met ander woorde, thou shall not covet. Maar mens skryf nie op so 1 en 0. Jy is hier en daar is jou oorvloed vir die jaar. Maar hoe gaan ons daar kom? Deur laas jaar, wat ons nou gaan eindig, se nonsies laat staan. Thou shall not bear false witness. Ons doen dit mos gereeld. Ek voel weer so sleg vandag. Beeste is alweer leeg. Jou hoofpyn vandag. You are bearing false witness. Want aan die kruis het Jesus gesterf sodat jy gesond kan wees. You are healed by his stripes. So kom ons hou op vir onsself jok. Jy kan nie meer sê in hierdie nuwe jaar, ek voel siek nie. Bly eerder stil voor jy jok.
en gaan bid in jou kamer af, Dan straf ek jou. want jy is reeds genees. Amen. Ons sien nie daai genesing nie, want ons praat lewe in, ons maak dit erger. Gaan kyk maar ou wat seer gekry het, en hy kry nou krikke. Almal kry vir hom jammer. Hy vertel ons sommer vir jou, ek sê ou krippel. Maar jy help vir jouself. Jy moet vir jouself en in jou eie lewe verklaar, jy is gesond as gevolg van die wonde van Jesus Christus, wat hy die kruis gedra het vir jou. So kom ons stop bearing false witness. Kom ons kyk eerder na nommer 10 toe. Here in sy volheid. Waar kry ons dit? Gaan gooi gou kom Matteus 6 vers 33. Ek ken hom mos. Sê maar vir my. Seek ye first the kingdom of God. Soek allereers die koninkryk van God en Sy geregtigheid. En sy geregtigheid. En wat nog? En alles. Hierdie dinge. Sal bygevoeg. Alles. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Met ander woorde, die koninkryk van God soek en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So wat is vers 32? Wat is die ding wat bygevoeg gaan word? Kom julle met saamwerk? Hy sê julle moet julle dus nie bekommer, is dit wat? Jy moet jou dus nie bekommer oor wat die dag van môre gaan bring. En vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aan? Jy moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie. Weet jy wat jy doen as jy bekommerd raak oor die dag van môre? Ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Ek weet nie of ek dit het nie. Ek weet nie of dat en dat nie. Weet, wat is jy besig om te doen? Bearing false witness. Want die woord sê vir jou, my God sal voorsien in alles van jou. En alles van jou sal jou God voorsien. Maar jy sien dit nie, want jy spreek dit nie. Wat jy spreek is jou bearing false witness. Jy praat body. Ek mag nie in die kerk sê body. Jy praat nonsens. Jy is besig om jouself te vernietig deur woorde wat ons sommer net spreek, wat nie nodig is om gespreek word. 2:5 is 9. Do not be false witness. Hierdie jaar wat voorkom is jou jaar van oorvloed. Lees Psalm 65 vers 12. Hy sê vir jou wat? Kom, ek het net julle gelees en sê ons nou wat sê. 'n kroon. Hy praat van 'n kroon. Kroon jou daarmee. So dit is Hy kroon jou jaar. Met ander woorde in hierdie jaar 2026 gaan jy begin plant. Jy gaan dinge in jou lewe spreek. Jy moet dinge in jou lewe spreek sodat dit kan grondvat, sodat daai saad kan groei. Weet jy wanneer dit groei? En jy spreek meer en jy spreek meer en jy spreek meer. Wat beloof die Here vir jou? Aan die einde van die jaar gaan daar 'n oes wees, 'n kroon, 'n oes, omdat daar waar jy geloop het hierdie jaar, jou voete gedrup het van vettigheid. Jy is geseënd waar jy loop van nou af tot die einde van volgende jaar. Jy moet geseënd wees, want dis wat die woord vir jou sê. As jy soek allereers die koninkryk van God. Plaas hom eerste. En jy sal sien, as jy jou dag begin, ons gaan met nagmaal begin. Ons gaan begin oor wat Christus vir ons gedoen het. Hy het alles vir ons gedoen. Dit is volbring, sê hy. Jy hoef niks meer te doen dat die Here jou liewer gaan hê of meer gaan seën of wat ook al. Ons moet net ophou spreek om te keer dit wat al reeds vir ons bestem is. Amen. Verstaan jy? Ons praat te negatief. En hulle sê, as jy een gebod breek, is dit net so goed jy breek hulle almal. Stop bearing false witness. Oor jouself, oor ander mense. Jy kan nie vir 'n ander ou sê, jy is so en jy is dit en dat nie. You're bearing false witness. Want weet jy wat? Daai ou van wie jy so sleg praat, is die Here se witbroodjie. Nee, jy nie. Ek is op die Here se witbroodjie. Hy bless my op. Maar net soos elke persoon wat asemhaal, 'n kind van die Here. Die Here sorg vir die moslims. Weet, daar is principles in die woord.
As jy saai sal jy maai. Of jy nou in die Here glo of nie, as jy saad plant moet hy opkom en groei en vrug dra. Dis 'n beginsel, maar daar's beloftes. Beloftes is vir die kinders van die Here. In Psalm 65:12 is 'n belofte vir jou. Hy kroon jou. Jy moet jou vinger oop, ons sal baie daaroor praat. Hy kroon jou. Met vettige ek het nie, dieselfde woord as julle nie net vettig. Hy kroon jou. En jou oes kan soos 'n kroon wees, want dit gaan goud op die land staan. Weet jy wat sien ek nou toe jy sê kroon? Almal gaan dit sien. Almal gaan dit sien, Almal gaan. want dit gaan gloei. 'n kroon gloei. Maar dit gaan van jou werk vat, van die begin van die jaar, om grond voor te berei, jou hart voor te berei, die woord te lees, die woord te studeer, sodat jy die woord kan praat. Wanneer jy die woord praat, dan praat jy die waarheid. Want Johannes 17 sê, my woord is die waarheid. Ja. So as jy die woord praat, dan moet jy die waarheid praat. Dan het jy moes gestop bearing false witness. Bearing false witness is wanneer jy teen die woord van God. Ja. En wanneer jy teen die woord van God gaan, dan skiet jy jouself in jou eie voet. Kom ons stop dit. Bearing false witness. Nie vir my hierdie jaar nie. En as ek dit doen, en iemand hoor my, swipe my man. Ek gee jou toestemming. Want ek gaan jou swipe as jy dit doen. Ons moet stop. En ons kan maklik daaroor lag. Maar onthou dit hierdie jaar. Stop bearing false witness. 225 is so by. 226 is hier. Jy sê nie in kan. En al die goeders wat hy sê, jy mag nie begeer nie, rywe. Dit sal jou deel word. In elk geval, as jy eers die koninkryk van God soek, dan sal al die dinge wat jy begeer, deel word van jou. En dis nie prosperity nie, dis die waarheid. Die Here sê so, die woord sê so. Soek allereers die koninkryk van God. En al die dinge, wat jy oor worry, wat jy gewoonlik oor false witness bring, sal jou deel wees. Glo jy? Ja, amen. Dis vir die woord. Spreuke 3 vers 5 sê, moenie leun op jou eie, do not lean on your own understanding, but rather acknowledge him in all your ways. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paai gelyk maak. Hy sê ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Hy sal, nie miskien nie, hy sal. Met ander woorde, gee al jou goeders oor aan, vertrou op hom. Leef en handel, en dit is baie moeilik. Leef en handel asof God die regs langs jou loop en staan en sit en slaap. Weet jy wat, as jou baas langs jou loop, sit en staan, as jy so 'n bietjie op jou siening is om nie verkeerde dinge te doen. Ons is veronderstel om so te wees. Ons is besig om veronderstel om attent te wees oor wat ons sê en doen, omdat hy wat hier langs ons is, En in ons. en in ons is veronderstel om ons onbeheer wees. As jy dan onderwerp aan hom, dan moet jy so loop, asof jy hom kan sien. Julle moet met 'n conversation hê. Kan ons hierdie ou help of nie? Natuurlik kan ons hom help, want dit is die Here se. Net so moet jy ook jou planne en jou begeertes onderwerp aan God. Met ander woorde, ken hom in alles. Ken hom in alles. En as jy jou planne en begeertes onderwerp het, dan weet jy wat doen hy dan? Jou paai gelyk maak. God voorsien dan vir jou rigting. Hy voorsien nie die regte rigting ingaan. Hy keer verwarring langs die pad. Ja. Baie keer is ons 'n pad ergens heen, dan kom maar verwarring. En as ons confused, en dan sê die GP vir jou is, make a U-turn, turn left, turn left. Maar weet jy wat, as jy jou weer aan die Here oorgelaat het, dan gee hy vir jou rigting.
dan het jy nie nodig om in niks te luister. Jy het nodig om te luister wat die Here in die woord luister. Want wanneer daar verwarring kom, 2, 3, 5 sekondes later, you are going to start to bear false witness. En daai jaar het ons net gesê verby. Ons is nou die jaar van oorvloed, van vettigheid. Het ons nou al gepraat oor die koninkryk van God. Ja. Ons moet nie net soek allereers die koninkryk van God nie, ons moet dit ons doel maak. Soek beteken, jy weet nie so soek ons kinders. 2 tree die kant jy, ek sien niks nie, ek kry dit nie. Maar, waar is dit, ek kry dit nie? Nee, die kinders. Ja, ek is 'n kind, ek het ouers gehad. Dit moet jou doel wees. Om so te leef, dat jy glad nie hoef te skaam vir die Here. Weet jy wat akteurs, iemand het eendag ons vertel, akteurs, as hulle op die verhoog is, dan doen hulle die beste en hulle doen hulle performance en hulle acts, maar sodra hulle op byna toe gaan en afklim, en hulle klim af en dan doen hulle heeltemal iets anders. Jy kan nie dit doen met die Here. Hy is in jou. As jy klaar geact het en die klim af en die gordijne maak toe, is hy nog met jou. Ja, amen. Het jy dit geweet, nie? Hy gaan nie nou af omdat jy af is nie. He's always there. Hoe soek ons die Here se koninkryk? As jy nader begin ken of omgee oor wat die Here omgee, dan is jy op 'n baie goeie plek. Want as jy in sy woord is jy mos in die koninkryk. As jy in sy woord is, dan gaan jy nader sy hartklop hoor, en sy hartklop voel. Dan gaan jy nader weet, wat maak hom unhappy, wat maak hom happy, wat maak hom boos, en wat maak hom excited. Jy moet dit nie. Ek is getroud met hierdie enetjie al vir 'n paar jaar, ek weet wat ek kan van hom, en wat maak haar smile. Dis hoe jy moet wees. Die koninkryk is dan nie reg langs. En sy geregtigheid, hoe doen ons dit? Hoe soek ons sy geregtigheid? Dis Jesus Christus, want dis sy geregtigheid. Want Jesus Christus, waar ook al Jesus loop, het hy dinge verander. Hy het lewens verander. Hy het omstandighede verander. Hy het dooie mense laat opstaan. Hy het die siekes laat genees. Hy het die blindes laat sien. Hy het die dowes laat hoor. Hy het die wat mank is laat regop loop. Dood is nie. Hoekom? Want dit is sy wil vir dit. As jy so in die woord is, dan sal dit naderhand ook jou wil wees om dit te kan doen. En weet jy, ons kan dit doen. Ja. Ons behoort dit te doen. Want as ons die woord spreek, kan hy nie ledig teruggee. As ons die woord spreek, moet dinge gebeur. Weet jy, Jesus vir daai opperhoof oor 'n klomp gesê, hy het gekom, jy hoef nie te spreek, Here, en dit sal so wees. Jy hoef nie te spreek, dit behoort so te wees, want selfs jou woorde, wat Christus in jou is, en hy spreek daai woorde, as jy in die koninkryk lewe, dan is die woorde wat jy spreek, die woorde van Christus. Amen. Dan moet dinge gebeur, dan moet dinge verander. Dan moet 2026 drup van vettigheid. Ek is nie prosperity teacher, maar die woord sê vir my, ek sal niks kort kom nie. Amen. Ek sal niks kort kom nie. Want my God is ver bo magte om in my behoeftes te voorsien. Daagliks, weekliks en jaarliks. Amen. So in hierdie jaar nou begin. Begin jou jaar in die woord. Plan daai stap. Ek dink die Here was heel die jaar met ons besig om ons grond reg te kry. Sit nou 'n bietjie saad. Sit bietjie woord in die grond waar jy in wil glo. Wat dinge wat jy wil sien wat wil gebeur. Benad dit. Praat met dit. Hulle plante groei moes beter as jy met hulle praat. Speel vir hulle musiek. As hulle opkom, maak hulle nat, maak hulle skoon.
En kort voor dan sal jy 'n oes sien wat groei. Want dit is 'n koninklike oes. Sê met my, Amen. ek glo dit. Ek vertel dit vir jou, want die woord sê, net soos wat God, hy sê vir Josua, net soos wat God met Moses was, so sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe of verlaat. Hy kan nie, want hy is in jou. Sê met my, Amen. hy kan nie, want hy is met jou. Ons behoort ons dag te loop, want ons mense teekom of situasies teekom, dan moet ons stop en sê, what would Jesus do? Jy moet weet. En as jy nie weet nie, dan gaan stop jy. Wat sou Jesus nou gedoen het? Beslis nie daai dinge wat ons gewoonlik doen nie. Bearing false witnesses. Is jy met my gekry? Bestaan jy? So dat is versies wat jy moet ken hierdie jaar. Psalm 65 vers 2. Spreuke 3 vers 6. 5 en 6. Jy kan maar by 5 op begin, maar ken hom in al jou weer. In al jou weer. En hy sal jou baie gelyk maak. Wat is die ander? Matteus 6 vers 31. Moenie of van Nie bekommerd. van 32 of sê, ons moet nie stres en worry oor vandag nie. Maar as jy so wil stres oor dit, sê die woord, gaan soek dan eers die koninkryk van God. Dan sal die ding wat jy so stres vir jou gegee word. Outomaties. Want dan hoef jy nie meer bearing false witness te doen daarop. En dan sommer kan jy kyk in Joshua 1 vers 5 op daar en sê, hy sal jy nooit begewe of nooit verlaat. Daai vers is neerskryf. Want die vyand smaak nie wat ek jou nou vertel. Want hy likes dit baie as jy by 'n false witness. Want dit breek die werk van God af en dit rig sy werk op. Hy like nie daai. Hy het die hele jaar probeer, skit hom af. Nuwe jaar sê dit as oor vir ons. Amen. Want die woord sê so. Want die woord sê so. Amen. Want die woord sê so. Het almal nou geamen, want die woord sê so. Amen. Die woord sê so. Amen. As jy my nie glo nie, van lees Psalm 23 sê, die Here is my Heer. Ek Sal een niks oorheen kort kom nie. sal niks kort kom. Amen. Staan saam.